Welkom studente. In hierdie les gaan ons een van die kernbeginsels van regsredenering ondersoek, die oorsaak van aksie. Om hierdie konsep te verstaan is noodsaaklik om te interpreteer hoe en waarom regsaake aanhange gemaak word. In regsterme verwys 'n eisoorsaak na die regsgronde waarop 'n persoon, tipies die eiser of eiser, hul eis in die hof baseer. Dit is die fondament van enige regsgeding. Dit verteenwoordig die feite en omstandighede wat aanleiding gee tot 'n regsreg wat die eiser glo geskend is. Kom ons delf dieper in hierdie noodsaaklike konsep. Die oorsaak van aksie sluit tipies verskeie elemente in, die feite, wat die spesifieke gebeurtenisse is wat die basis van die eis vorm en die eiser se reg aantoon waarop die verweerder geskend het, die wetlike gronde. Verwysend na die geskende regsbeginsels of reëls uit wette, regspraak of gemeeneregbeginsels, en die middel wat die verligting of remedie is wat die eiser van die hof versoek, soos skadevergoeding, spesifieke prestasie of 'n interdik. Voorbeelde van oorsake van aksie in die Suid-Afrikaanse reg sluit verskeie scenario's in. 'n Kontrakbreuk vind plaas wanneer een party versuim om sy verpligtinge na te kom, wat lei tot nie-nakoming en die eiser geregtig maak om skadevergoeding of spesifieke nakoming te eis. In gevalle van nalatigheid, of deelik, kan 'n persoon wat skade ly as gevolg van 'n ander se nalatigheid, soos in 'n motorongeluk wat veroorsaak word deur 'n oortreding van verkeerswette, vergoeding vir beserings eis. Laster ontstaan wanneer valse verklaringe 'n persoon se reputasie skaad en hul reg op 'n goeie naam onder Suid-Afrikaanse wetgewing skend. In opsomming, om oorsake van aksie te verstaan is noodsaaklik vir die navigasie van regseise. Deur die feite, regsgronde en remedies te herken, kan jy die ingewikkeldhede van die reg beter waardeer. Neem nou hierdie kennis en verken verder.